So vanaand gaan ons dit so 'n bietjie anders te doen as normaal. Ons gaan 'n koortjie sing. Soos ons daar gesing het, dan gaan iemand vorentoe kom en hulle gaan 'n getuienis bring. Is dit reg met julle? Dit gaan nie vervelig wees nie, en as dit vervelig raak, dan doen ons gou ietsie en dan sal dit weer opgehewe wees. Ek weet nie wie van julle 'n ekstra baadjie gebring nie. So nou ons baadjies hier kom neerlê, ons gaan nou die palmtakke inbring. Ons gaan regtig waar vanaand net eer aan Koning Jesus bring. Wat 'n voorreg het ons nie. Ja, amen. Nou, so voordat ons begin, is iemand wat 'n getuienis, 'n brandende hart het, 'n vars nuwe getuienis gebore. Amen, dankie Here. Broers en susters, ek was in die laaste bietjie in 'n dip. En Chanel het my gesê, ek sop nie gly nie, want dan gaan ek val en gaan nie opstaan nie. En vermoedend toe ek hier staan, toe vat Christo my, en hy sê die Here sê my losmaak. En ek moet vir die Here sê, baie dankie. Hy het my salwing vir my teruggegee, en ek prys hom daarvoor. Dankie Here. Kom ons verheerlik sy naam. Kom. Vanoggend op pad weg, op pad kerk toe. Ons by 'n Raffiker besig broodte. Gewoonlik as my derma op my pad kom, sit ek sy voetjies so 'n bietjie swaar op die petrol. Maar vanoggend, ek sê dankie Here, hy het besluit om stadig te ry. Dit was seker so 20 tree van ons bakkie af. Besluit het raak. Hy gly op die teerpad op die punt en hy val reg voor die bak. Dat hy homself, ek weet nie, seker die genade van die Here wat hom laat rol het op die sand. Maar sê net dankie Here dat ons dit raak. Amen. Yeah.
Ek sou sê ongelukkig, maar ek het vandag geapplikeer. En mis ek my hele, dit sê my beste jaar na die seisoen wees. Dis in die hele jaar. En die dra die Here my oor in die rugby seisoen, dat ek in die finale gaan speel vir die Noord-Kaap beker. Ek kan sê baie vir die Here. Ek gaan net vanaand uit Matteus 21 lees. Kom ons begin by vers 4. Hy sê dat dit alles gebeur sodat vervul sal word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig en hy sit op 'n esel. Ja, 'n jong esel die vol van 'n pakkie. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel in die veld gebring en die vol gebring en hulle klere daarop gelê en hy daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. Nou wil ek hê die volgende persoon wat nou gaan kom getuig, moet 'n paasdak inbring en kom neerlê hierso. Ek wil 'n psalm van lof met julle deel, maar voordat ek dit deel, wil ek iets baie persoonliks oor julle getuig. Ek gaan nie te veel detail gee nie, of ek kan eintlik. So, ek was op skool en is besig met eksamen. En baie van die kinders nou op skool, ek weet nie of hulle dit waag nie, maar ons voel altyd hier skelm en dan loer jy gou hier, wat gaan aan? Ek het nie gekroep nie, ek het dit getuig. Maar terwyl ek besig is met die eksamen, voel ek my foon vibreer of kom boodskappe gee. En terwyl ek afkyk nou, ons is amper klaar, ek's klaar geskryf na die tydsrol geskryf nie. Terwyl ek so afkyk, is dit my stiefma. En sy's besig om vir my baie boodskappe basis te sê. Sy sê vir my, dis einde van haar lewe, sy gaan klaar maak. Sy sê vir my, ek het nou die handvol vol pille gedrink. Ek moet asseblief mooi kyk na my pa. En ek sit daar en ek onthou hoe hulpeloos het ek gevoel. Want hier sit ek 15 jaar oud en al hierdie boodskappe kom deur om vir my te sê,
Baie. En my stiefma was my rots. My eie ma was oorlede toe ek 2 was. So sy was my ma vir my gewees. En ek moes baie keer ek onthou as jong dogter, dan kom die boodskap in die nag deur na sy en my pa beklei het en sê sy vir my help op die pille gedoen. Dan gaan gryp ek, dit is besig om te leer, moet ek alles los. Dan gaan gryp ek die naaltjie olie, want ek weet naaltjies onder die tong bring die bloeddruk weer op. En dan gaan gryp ek het allerhande boererate geken, wat ek dan al ingevoer het, net dat sy weer kan bykom, en dan het ek vir haar gebid. Maar hierdie dag, terwyl ek by die skool sit, en ek ry met 'n bus, en hierdie boodskappe kom deur, van dis verby, en ek regtig gevoel, dis verby, en ek het nie geweet wat om te doen. En in daai oomblik hardloop ek nie in daai oomblikie, maar toe ons klaar is, hardloop ek uit 'n veld, en ek slat neer op my knieë, en ek roep net, Jesus. En ek roep net, Here, help. En ek onthou op 'n stadium, waar dit die donkerste was in my lewe. Want ek vir die Here gesê het, Here, al voel ek nie nou so nie, sal ek U loof. Al is dit om my storms, Here, ek sal U naam groot maak. Want U lof hang nie af van my omstandighede nie, want U verander nie. My omstandighede kan maar verander, maar U bly dieselfde. Dank die Here, hy het daai dag al gered uit die kloue van die dood uit. Maar ek wil vandag vir jou sê dat selfs wanneer dit nie sin maak nie, loof die Here. Ek kon onthou wat ek heeltemal my hele liggaam dood was van 'n angsaanval wat ek gekry het, en ek lê op die bed en ek kan nie beweeg. Ek weet nie of iemand dit al gevoel het nie. En die Here sê vir my, staan op. En ek kan nie. Die Here sê vir my, staan op. En swak staan ek op my voet, en die Here sê vir my, spring op en af en prys. En ek begin dit te doen, en soos ek dit doen, voel ek hoe die doodsheid van my afval, hoe die angstigheid van my afval. Nou vandag wil ek 'n psalm van lof met julle deel. En ek wil julle bemoedig, al kry jy slegte nuus, sê Here, hierdie is nie goeie nuus nie, maar nogtans sal ek U loof, want U is goed. Daar is daai liedjie van Clemens Mans, dat hy sê, God is goed en klaar. Maak nie saak wat nie, God is goed. Nou terwyl ek glo almal het 'n takkie gekry, bær hom in jou Bybel, bær hom by Psalm 150. En wanneer jy in die donkerste tyd van jou lewe is, gaan lees die Psalm en loof net die Here. Al voel jy nie so nie, dis juis wanneer jy nie so voel, wanneer dit die grootste krag dra. Nou Psalm 150 sê, Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met pasuingeklank. Loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snaarspel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Amen. Amen. Oh
palms neergelê. Amen. Dan nie hulle dit voor die donkie, kan nie kom en neersit net word aan die wil, Amen. net soos aan die wil, dan nie gaan uitgekryg. Ek wil net so, voordat ons aangaan, wonderlik of het hulle nie gedink is dat die palms en hulle klere neergooi, dat hulle eerbied aan Jesus wys. Daar ook om 'n sagter pad vir hom te maak. Eintlik verwelkom en dit welkom eet met die beste wat hulle kan vind. Ek het 'n groot dankbare hart en dankie vir die Here. Ek getuig nie baie daaroor nie. Toe ek 49 jaar oud was, ek was swaar dankbaar. En die aand het gebeur. Toe het ek geglo dit is net my maat. En Johan bly vir my desperate en ek bly nie van die Jesus. En die volgende dag toe by die dokter kom, sê hy ek moet dadelik intree, ek het 'n hartaanval. En die uitslag was dat ek dadelik opgeneem was in die ICU. Want die Here het my gesond gemaak. Ek kan sê my hart het 38% werking gehad in die linkerkant, maar ek is gesond deur die genade van die Here. Halleluja. Al die lof en die dankbaarheid, sy goedertierenheid is elke dag. Yes. Amen. Nou, paar jaar van weke terug, het ek aan 'n elektriese aanval gekry. En ek het amper na die hospitaal toe gegaan oor die voel wat ek gekry het. En toe werd mijn oma laat mij en Paul werd voor mij en dat zit bij met dit aanpassen van die ik zat bij mij waar ik ook op Johannes 12 zodat ik als ik opgekomen Frans en Alba is tot Amen.
Het het so gekom dat ek eendag na 'n winkel toe gegaan het, maar dit het so gekom dat ek 'n elektriese aanval gehad het en my kop oorgeval het en ek was nie. Ek het vir baie lang tyd eensaam en alleen gelê geslaap. En daar het vreemde mense gekom en myself weer teruggekry, maar ek het net vir die Here sê dankie daarvoor dat die mense my opgehelp het en my weer in my eie bewustzijn teruggekry het. En ek weet raak gewoon vir Here dankie te sê daarvoor en dat is al die lof van die want daar ook al baie tye gekom wat ek in die hospitaal beland oor deur die epilepsie, maar ek is vandag nog gezond en ek kan aangaan. Daarvoor ek het vir Here baie dankie. Amen. Ek wil net baie dankie sê, soos julle weet, laas Sondag was ek siek en Woensdag aand in die bed hier nog aanhoudend geblaf. Ek en my man was van bed geskei, nie van bed en tafel nie. Maar hy kon nie saam slaap nie, want hy kan nie geslaap kry nie, ek hoes heel nat. Maar dit is my gebed, Woensdag aand en die genade van die Here is ek 100%. Amen. My ouma se knie, dit is baie seer, sy kon nie eens bestuur het nie, sy kon nie geloop het nie, sy moes haar been reguit gesit het en gesit, en 'n paar weke terug het dit heeltemal weggegaan, dit is heeltemal beter, en ek glo God het dit baie beter gemaak, en ek wil net ook dankie sê, dat hy vir haar beter gemaak het. Amen! My oupa se hand het gesny. En toe sny hom dit aan. Toe het ek vir hom gebid. Toe raak sy hand gesond. Net sodat julle verstaan dat
dit wat hy sê is waar. Ja. Ek het my pa het gewerk en nou ja, my pa is 'n loodgieter en drein het partykeer het jy daai springrods waarmee ons die dreins oopmaak. En ons masjien het so 'n paar jaar, so 2 jaar terug opgepak, so deesdae draai ons hom met die hand. Maar as hy iets vasgryp, dan kooi hy op, hy draai homself so op. En nou langs storie kort is, terwyl hy kom vas, so kon hy nie sy hand vinnig genoeg wegtrek toe die rots losskiet nie. En dit sny toe nou glewe in sy hand in. Eintlik baie diep. En ons was toe na die Saterdag daar gewees. En ek het nou die wonde gesien. Nou, oor die algemeen is ek daarom okay met wonde, ek kan die goed hanteer. En Chanel sê toe, luister, vat dit nou net, of gaan net na haar oupa se vrou toe, haar stiefouma. Ek weet nou nie wat anders te verduidelik nie, dit is 'n baie lang storie vir 'n ander dag. Maar goed in geval in die tannie gaan en sy begin toe die hand skoon te maak en sy sê toe eintlik hoe sy steke gekry het. Sy het so 'n bietjie van die velle afgesny wat ons by die huis kom, toe sê hy, ons gaan nou vir ouma. Amen. En Elise gaan sy hand Amen. neem. En nou in hierdie week, toe stuur hy, of laas week, eintlik in hierdie week stuur hy foto's. En ek wil sê van hoe dit lyk het baie klein in die wonde, daar waar hy ingesny of in die vel geëet het. Eintlik het hy die vel geëet, nie gesny het. En dit het geëet en daar is die vel afgeskeer. Daar waar hy het afgeskeer het, is die plekkies is al baie klein. Daar's 2-3 plekkies wat nog oop is, maar die res het die Here genees. Geloof van 'n kind, geloof van 'n kind. Okay, so can you make that? Ja. Okay, so I was 14 years in my mother is alweer door van ek groot. Ek het gesukkel aan te adjust in Gordonville. So ons kom van Brits af en ja, ons het ek was die helfte van my groot 10 jaar in Brits en het ons werk geskuif Gordonville toe. So daar het ek 'n challenge gehad want Brits het ek al die vriende gehad. Hulle was hulle was goed aanbiddend, goed vreesend, ons was weer betrokke en ons kom te Gordonville toe en ek ken niemand. So ek is iemand wat baie lief is vir mense. Ek is lief om met kinders te werk, met tieners te werk. En ek gaan bid en ek sê, Here, as ek nie met wees, maak dit waar. Want ek gaan dit nie kan doen. Ek wil mense ken, ek wil om mense wees. So in my graad 10 jaar werk gaan, niks het gebeur nie. My graad 11 jaar was my moeilike jaar. So graad 11 prepare hulle jaar vir matriek. En so het ek in 'n vriendekring beland. Hulle gaan drink elke naweek, hulle het gerook, hulle het alles gedoen wat ek nie moet doen. En dit kom op 'n dag wat ek 'n meneer ontmoet, meneer Enku, en ek dink rarig om hom vir my te stuur, want op daai oomblik, ek weet iets van die Kallieskinders wat hy is, en hy het rarig 'n son kom saai in my lewe, en dit het vrug gevat. Middel groep 11, toe beland ek in 'n vriendegroep, wat my selfbeeld so kom afbreek het. En ek het gevoel ek is minderwaardig, ek is nie goed genoeg nie, ek moet nie in bediening wees nie, ek moet nie met tieners werk nie. En ja, so fast forward, einde matriek, het ek toe die besluit geneem om voluit vir Jesus te gaan. Amen. Ek het toe my eie ek afgelewer met sy voete en ek het toe ja, omtrent ja, sorry julle. Ek het toe besef dat God se liefde kon maar in graad 10 gekry het, maar ek was daar koppe. Ek wou nie weet van hom. Ja, En amen. ja, vanaand word hier staan, kan ek julle sê, God is real. Hy is regtig real. Amen. Vanmiddag in die kombuis, John het geloop. Hulle was iewers heen. Ek sal net by die huis, ons speel 'n liedjie, Reckless Love. Ek weet nie of julle hom ken